En wragtig, daar kruip Mike Bolhuis uit die blikwarms uit. Môre, Mike, hoe gaan dit met jou? Ek is half ontstig vanoggend oor dat jy nou voorgee dat ek vrouens slaan. Ek wil hê jy moet gaan en vir my al die saaknommers trek en dit pos en al die mense se naam, al die vrouens wie ek kaste geslaan het. Dan gaan ek van my kant af, gaan ek al die mense wie jy bedonder het oor die jare, wat jy kastig ondersoeke doen, waar jy geld vat van hulle, en dan 'n maand wat later, jy kwoteer 'n prys, en dan betaal die mense om ondersoek te doen, en dan 'n maand wat later, dan gaan jy, en dan sê jy, die ondersoek het nou so groot omvang, dat jy dubbel daai hoeveelheid geld kan kry om die saak verder te vat. Nou, in die eerste plek skrik die mense af, want hulle het nie daai tipe geld nie. En in die tweede plek, as hulle jou wel betaal, dan hoor hulle net nooit weer van jou nie. Nou, ek het baie mense. Jy weet, ek het selfs vanoggend, hierdie selfe vanoggend, het ek 'n e-mail gekry van iemand oor jou, waar jy kastige ondersoek gedoen het oor Transnet, die man is afbetaal of wat ook al. En toe die R28.000 by die vrou gevat, en het absoluut niks te doen vir haar nie. Maar dit is nie dit nie. Kan jy onthou daai twee kinders daar vermoor is, daar, die Zamas het hulle daar iewers in Johannesburg, op die Oosrand, het hulle die kar het gebreek, of hulle gaan staan met petrol of iets, en toe kry R50.000 daarvoor. Onthou jy daai storie? Ek het daai hele geskiedenis ook. Nie dit nie, daar's 'n girl in Potch, wat 'n Facebook groep gehad het, wat jy alles in jou vermoë gedoen om daai groep toe te maak. Ek het al daai inligting ook. Ek het baie inligting oor jou, Mike. Weet, vandat jy 'n projek oor my gemaak het, het ek my eie projek oor jou geloods. En jy weet, jy gee voor jy's 'n ondersoeker. Jy het nie 'n idee wat ondersoek is nie, man. Laat ek vir jou kom leer hoe doen jy 'n ondersoek. Ek het soveel inligting oor jou. Vra vir Skalk van der Merwe of ek 'n ondersoek kan doen of nie. Hy sê jou vertel. Nou, jy's mos 'n buddy en dik pelle met hom. Want alles wat hy vir jou vertel, dit doen jy. Jy weet, ek het destyds vir jou gesê, met die ondersoek toe jy, wat is daai cyber ou van jou op my gesit het? Ek het al die inligting oor hoe jou kliënt my getuister het ek vir hom gegee. Ek het nooit weer 'n woord van jou gehoor nie. En uiteindelik, toe ek nou uiteindelik deur die SAP na 'n jaar, toe ek deur die SAP gevang is, nadat ek vir hulle gesê het waar ek is, en ek vir wat 3 dae, ek dink die eerste dag al het my prokureur gesê, jy kan uitkom, sê ek nie, ek wil hof toe gaan. Ek gee nie om my selle te sit nie, ek is nie bang vir 'n sel nie. As jy in die weermag was waar ek was, is jy nie bang nie. Jy is nie bang vir 'n tronk nie, jy is nie bang vir 'n sel nie. Daar's niks wat hierdie ouens my kan doen, maar ek wil nie vertel hoe wonderlik ek is, hoe sterk ek is en hoe braaf ek is nie. Wat ek jou wil vertel. Toe gaan my prokureur, sê ek nie, ek wil donderdag hof toe gaan, ek wil nie al Dinsdagmiddag uitkom nie, want ek kon al uitgekom as ek wou. Maar toe sit ek rustig en daar tussen al die kriminele, hier is interessante ouens daai, but anyway, besides the point. Toe die donderdag toe ek nou hof moes gaan, ek was nie eens in die hof nie, my prokureur het al die inligting wat ek vir jou gegee het, net so vir die staatsanklaer gegee, en die staatsanklaer het sê, luister, hierdie vrou tuister die hel uit hierdie man uit, né? Jy het daai inligting gekry, jy het niks aan gedoen nie, jy het nie om verskoning gevra nie, jy het nie die projek afgehaal nie, en toe laat weet ek mos jou, ek gaan jou opvolg. Nou, ek is besig om wat te doen, ek het genoeg inligting oor jou, weet jy wat, niemand in Suid-Afrika sal jou ooit weer, as 'n ondersoeker kry nie. Ek is eintlik baie lus, en gaan gee jou nog aan by Besira ook, maar, kom ons los daai. Die feit van die saak is, Mike, as jy voorgee dat ek vrouens slaan, noem my een vrou, net een, vir wie ek geslaan het. Ek is geneig om mans te bliksem. Ek bliksem poepolle soos jy, wat mense scam, wat 'n lewe daar uitmaak om mense te scam. Nou vat hierdie nou na jou prokureur toe, en gaan lê 'n klag by die polisie. En wie wat, jy is nou skuldig bevind aan bedrog ook, jy is 'n ou krimineel jy, ek ken al jou stories, ek is nie bang vir jou nie. As jy nou ooit gedink het, dat ek bang is, ek is nie bang vir niemand op aarde nie, want weet jy wat, ek het die waarheid aan my kant, en ek het God aan my kant. Ons sal sien wat gebeur met jou. So ja, ek is nie bang vir jou nie, ek is nie bang vir Skalk van der Merwe nie, ek is nie bang vir niemand nie. Niemand, ek het nie 'n bang haar op my kop nie. Jy het gesoek hiervoor, en nou gaan jy kry wat jy wou gehad het. Ek het eintlik gewag vir die geleentheid, dat ek jou kan aanvat. Ek het baie goed oor jou. Ek het genuine baie goed oor jou. En ek gaan al daai goed pos. So kom ons kyk wie wen hierdie geveg. In alle geval, sterkte vir jou in die toekoms, Mike, jy gaan dit nodig hê. Lekker dag vir jou.